turn up. Say Kom ons gee die Here prys in hierdie plek van maar haleluja. Haleluja. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Come on, let's take it to the top and say give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He's let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Halleluja, kom ons gee die prys in hierdie plek, halleluja. Glorie aan die Here alleen, halleluja. Hy is werd om geprys te word. Ons sluit ons oë. Dierbare Hemelse Vader, Vader van genade. Here, ons staan op die 19de dag van die 4de maand 2026. Die hand van die Here, die genade was oor ons gewees. Dankie Here vir nog 'n week, my God, wat verbygegaan het, Here. Hier is ons vanmôre, my God, om te kom luister wat U die Here vir ons wil sê, Vader. Here is gekom, my God, Here, vanmôre om U te loof deur middel van sang, Here. We bid vanmôre, my God, vir die worship team, Here, dat vanmôre lei in aanbidding, my Vader. Die musikante, my God, Here, dat ons vanmôre bedien met snare, Here, met dromme, my God. Here, met keyboard, Vader. Talent, Here, wat U die Here aan hierdie jong mense gegee het, Vader. En vanmôre wil ek bid, my God, dat U die Here moet toemaak onder die bloed van Jesus. Buite kan, Here, begeer die duiwel om hulle te gebruik, my God, Here, in hulle afdelings, Vader. Hulle sê dankie, Here, dat hulle, my Vader, Here, toevlug, dat die Here toegeneem het, Vader. Hier is ons vanmôre, Here, ons sê dankie, Here, dat die volk vanmôre hierin gestorm het, Vader, om te kom luister wat U die Here vir ons wil sê. Seën dan ieder en elkeen, Vader. Selfs hulle, Here, vanmôre nie hier is, Vader, moontlik in krankheid bevange is, moontlik in die hospitaal, Here, maar ek wil bid, Vader, dat U die Here met ieder en elkeen sal wees. Seën ons verder, Here, in Jesus naam. Amen. Amen, halleluja. Kom ons gee die Here prys in hierdie plek vanmôre. Glorie aan die Here. Ons mag ons sitplekke inneem vir 'n kort wyle. Nou, my begroeting is in daardie mooi en onveranderlike naam van ons koning Jesus. Ek begroet ons bishop, ons first lady, ouderlinge, diakens, broers, susters, elkeen wat my stem kan hoor vanmôre. As ons bly is ons in die huis van die Here, halleluja. As ons bly ons is hier vanmôre, halleluja. Ek
Glory, ek is bly. Ek begroet selfs ons online kykers, our online viewers. I want to greet you in that wonderful and most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Het ons vanmôre enige besoekers in die huis? Mense wat vir die eerste keer hier ingestap het, mense wat dink dat dit is per toeval dat hulle hier is vanmôre, maar ek wil vir jou sê dit is nie per toeval nie. Het ons sulke mense in die huis? Of is hulle skaam vanmôre? Daarso is 'n broer daarso. Halleluja. Kan jy net so staan gou dat die mense dit gou sien? Halleluja. Kom ons verhelp. Dan kom laat ons bly wees en daarin jubel en neef. Ek sê altyd dat dit is nooit per toeval dat julle hier ingestap het die Here te plan met julle se lewe hierdie oggend vanmôre. Halleluja. Het ons birthdays en anniversaries en hy mense hou hulle 'n party. Daar staan ons broer. Ons daar staan 'n suster agter. Halleluja. En dan die papa van die huis het ook vir 'n jaar. Halleluja. Nou, ek wil eerstens aan ons bishop voorhou. Is mos ons bishop, die is mos ons pa. Is mos ons leier, is ons alles die mos. So, jammer nou as ek 'n uitsondering maak, maar ek voel dit is nodig om hom 'n bietjie te gee. Hy, halleluja. Is nie almal wat saam in my stem nie, maar is alright. Ek voel so vanmôre, halleluja. Ek hou voor aan u bishop. Ek dink is een van ons fisiese gunsteling verse. Galatians 6:9. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap if we do not give in. Nou, ons weet bishop gaan deur baie dinge, bishop offer baie op, bishop doen baie wat ons nie sien nie. Maar ek wil my bemoediging aan u is bishop. Ek weet dit was nou maandag gewees, maar ek weet bishop het 'n geseënde dag gehad. Maar onthou dat moenie opbou of moeg raak om dit te doen wat u doen vir die Here nie. Want in due time, in due season, alles is nie op hierdie aarde nie, maar eendag wanneer u die koninkryk bereik, sal u prys ontvang. En ek glo dat dit is die beste om te kan ontvang uit alle pryse wat daar beskikbaar is. En ek weet dat as nog, hoeveel daar oor vir die maand, seker nog so 9 of iets, dat bishop die res van die maand gaan geniet, want ek glo, birthday maand is birthday maand, halleluja. En dan, aan die ander wat ook verjaar het, wil ek voorhou, 1 Samuel 7:12. Then Samuel took a stone and set it between Mizpah and Shen, and he named it Ebenezer, stone of help, saying, thus far the Lord has helped us. Nou, ek het gaan kyk 'n bietjie wat beteken Ebenezer. Ebenezer means stone of help. It's acting as a monument for how God has brought you through challenges to this current place. As julle terugkyk op die pad wat julle almal deurgemaak het, birthdays, anniversaries, jy het deur 'n lang stryd gekom. Van laas jaar, die dag wat jy verjaar het, tot na hierdie jaar, die dag wat jy verjaar het, was nie 'n maklike tyd gewees nie. Maar onthou terug waar die Here julle uitgehaal het. Reflecting on what has happened over the time is also a way of giving worship and praise to God. Because when you reflect, you will realize and see that it was only through God's grace that you are here today. So let's remember that it's because of God's grace that we are here where we are today, celebrating another year of birth. Hallelujah. Kom ons sing vir hulle be. Hallelujah. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to happy. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Hip, hip. Halleluja. Kom ons staan en dan gaan ons die naam van die Here lieflik groot maak en die Here seën. Halleluja.
blessing and honor, glory and power be unto the ancients of days. From every nation, let all of creation, let him bow before the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the ancients of days. And none can compare to your matchless word. Sing unto the ancients of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancients of days. Oh, ancient, O ancients of days. oh, ancient of days. O ancient of days. One more time, oh, ancient of days. O ancient of days. Hallelujah. Net die Here moet geprys word. Halleluja. Sing, open the eyes. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my. I want to see you. I want to see. Come on, let's sing and sing. Open the eyes. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my. I want to see you. I want to see. Let's do it one more time and declare. Say, open the eyes of my heart. Open the eyes of my Lord. Open the eyes of my.
Hallelujah. Hallelujah. Let's put our hands. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you were always there. In trouble times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Come on, we declare. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no way. We live and stand. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that You I are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in your for You you. are the way, oh God. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, We live we in live in we your live. You for are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, We live we in live in your You for are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, Lord, we live in your for You are the way, you are the
more time and say, you are the light. And the light. We live by faith and not by sight for you. Oh, We live in all for you. you are the way. You are the way, the truth, and the light. We live by faith, not by sight for you. Oh, In all for hallelujah. Hallelujah. Kom ons gee die Here prys in hierdie plek, man. Kom ons gee die Here eer in hierdie plek, want hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die ewige lewe. Halleluja. Terwyl ons so en daardie sing ons vra dit ons ons oorsluit terwyl ons ons hande in ons sakke sal steek. Here ons God, ons dierbare Vader, Here kom voor U, my God, Here uit kinderlikheid, Here. Here kom dank ons U, ons kom loof U, Here, ons kom prys U, my God, Here, omdat ons weet, o Here, daar is niemand soos U nie, Here, U is groot en almagtig. Here, U is loofwaardig, Here, U is pryswaardig, Here, U is my God, Here. Here, wat U woord verklaar, Here, U het ons krag gegee in hierdie week, Here. Here, om uit te gaan, Here, om ons daaglikse take te verrig. Here, U het ook, Here, toegelaat, Here, dat ons daarvoor beloon kon word. My God, Here, ons kom nou, Here, en ons kom bring, Here, dit wat U van ons verwag, o Koning. Here, nou kom my God, Here, nou kom pleit, Here, dat U elke hart, Here, wat blymoedig en vrygewiglik gee vanmôre, my God, my Vader, Here, dat U, Here, Here, sal seën, my God, my Vader, Here, volgens die rykdom in U koninkryk, my God, my Vader, Here, nou kom pleit, Here, Here, hulle wat met dit sal werk, Here, kom gee hulle die wysheid, die insig, Here, Here, hoe en in watse areas, my God, my Vader, Here, dit moet bestee word, my God, my Vader, Here, dan kom ek ook, Here, Here, vir hulle wat heel moontlik nie 'n deur het wat oop staan, my God, my Vader, Here, waardeur hulle kan loop, Here, om 'n taak te verrig, nie, my God, Here, kom pleit, Here, Here, dat U, my God, my Vader, Here, eystergrendel sal kom afbreek, my God, my Vader, Here, dat U, Here, Here, bande sal verbreek, my God, my Vader, Here, dat U strikke, Here, uit die weg sal ruim, Here, wat verhoed, Here, Here, dat U kinders, my God, my Vader, Here, 'n weg het, my God, Here, kom, en dan kom pleit, Here, dat as dit in U wil is, Here, Here, kom doen U, my God, my Vader, Here, Here, soos wat U, Here, in die plan besteed, my God, Here, kom, Here, Here, en ek pleit dit nie omdat ons Macedonië is, Here, Here, of omdat ons dit enigstens werd is, of omdat ons goeddoeners is, nie, my God, Here, Here, maar ek kom pleit dit, Here, omdat U my leer, dat alles wat ek in U naam vra, die sal U vir my gee, Here, nou kom ek, Here, nou kom pleit dit als in Jesus naam, met vele dankseggingen, Heer, amen. Halleluja, nou is ons reg om te declare? Okay, is net 2 mense wat reg is. Dan gaan ons, I declare unexpected blessings are coming my way. I will move forward from barely making it to having more than enough. God will open supernatural doors for me. He will speak to the right people about me. I will see Ephesians 3:20 exceedingly abundantly above and beyond favor. Yea. This is my declaration. I decree that God is bringing about new seasons of growth. I will not get stagnant and hold on to the old. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor in my future. This is my declaration. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, so shall be it. Hallelujah. Halleluja. Kom ons gee die Here nog halleluja, halleluja. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Bring hom hulde, bring hom Here, bring hom hulde, Here, bring hom hulde,
Jesus alone deserves the praise and majesty. As in the heavens As in the heaven and on the earth. and on the earth, For Jesus alone. Jesus alone deserves the praise and majesty. Oh, soos in die hemel en op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die lof en majesteit. Soos in die hemel en op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die lof en majesteit. As in the heavens and on the earth. For Jesus alone deserves the praise and majesty. As in the heavens and on the earth. For Jesus alone deserves the praise and majesty. Hallelujah. Let's give God praise in this place. Hallelujah. For the song declares that as in the heavens and as it happens here on earth, that only Jesus are worthy to receive the praise and the honor, and only His name are worthy to be glorified, and only His name are worthy to be lifted up. Hallelujah. As we read in all of our Old Testament books that the people of God given praise unto God every opportunity that was given unto them. Hallelujah. And God seeks our hearts to give praise and reference unto His name alone. Hallelujah. David writes in the Psalm 47 that our God, our King, is King over all the earth. Our God and our King, He reigns over everything. Everything that we see, everything that we can touch, everything that we know about are created by God, and therefore He is the King with the most high authority. Hallelujah. And all that is required of us is to give praise unto God's name, is to give reference unto Him, is to show that we have gratitude in our heart for what He has done in our lives. We have gratitude for what He has accomplished within us, and we show gratitude for the mere fact that He has sent His only begotten Son to leave His throne, to walk this earth, and to die for us on the cross of Calvary, a death that was not needed for Him to do, but He felt necessary to comply and lay down His life so that we can have life and life in abundance. The Word of God declares that He is the way, He is the truth, and He is the life, and that nobody shall enter into the kingdom of God but except through Jesus Christ. So this morning, I want to encourage somebody that has some gratitude within him, that has the feeling that he needs to shout out Jesus, the feeling that you need to shout out and praise the name of the Most High King. Hallelujah. Don't look at the person next to you or somebody standing in front of you. Give God the praise that He is worthy for. Hallelujah. Because there's a song that says that our God, He reigns above everything. Hallelujah. So let's give God praise in this house. Hallelujah. For we are chosen, for we are set free, for we are delivered, and for that mere fact, we need to give praise unto the Lord. Hallelujah. The most beautiful amongst thousands.
thousands, my beloved, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Let's call out his name and say Yeshua.
Bless your name. Hallelujah. Bless the Lord. Bless the Lord. The kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Is the kingdom, yours is the power. Is the glory forever. Thank you, Jesus. Yeshua is the power, yours is the glory forever. Vader, ons eer U vanmôre. We give you the glory. In Jesus' name. Glory to Jesus. Dankie, Here, ons prys U. Thank you. Hallelujah. Bless the Lord. Glory to Jesus. Dankie, Here. Ons prys U. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid vir ewig en ewig. Halleluja. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid ewig, ewig en ewig. Halleluja, halleluja. Want aan U behoort
aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid vir ewig en ewig en ewig en ewig. Halleluja, halleluja, amen. Prys sy wonderlike naam. Kom ons gee die Here 'n lekker wonderlike aanklap van prys. You may be seated. To him belongs all the glory, all the honor, and all the praise forever and ever. And the church of God say, and the church of God say, aan hom behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag tot in ewigheid. En die kerk van God sê, halleluja. Prys sy wonderlike naam. Laat my toe om almal te groet vanmôre in die wonderlike naam van die Here. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Baie dankie worship team. Ons moet gebless vanmôre met die aanbidding. En ons harte sal reeds gevul en ons is in die teenwoordigheid van die Here. Nou gaan hy met ons praat. Prys sy wonderlike naam. En ons vertrou vanmôre wat hy vanmôre ons wil sê dat dit geseën sal wees. Ek gaan saam met u lees uit die boek van Jeremia hoofstuk 1. Ou Testamentiese boek. Net na Jesaja. Ek kan nou die nommer van die blaaie gee, die van almal het verskillende Bybels. Die blaainommers verskil. Maar jy gaan 'n baie vinniger kry op jou foon as jy 'n Bybel op jou foon het. Die roeping van Jeremia as profeet, om profeet te wees, sy eerste gesigte, die woorde van Jeremia, die seun van Hilkia, uit die priesters wat in Anot in die land Benjamin was, tot wie die woord van die Here gekom het in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda, in die 13de jaar van sy regering, en gekom het in die dae van Joachim, die seun van Josua, die koning van Juda, tot die einde van die 11de jaar van Sedeka, die seun van Josia, die koning van Judea, totdat Jerusalem ontvolk is in die 5de maand. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe sê ek, ag Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou, om jou uit hulle te red, spreek die Here. Toe het die Here sy hand uitgesteek en my mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om uit te ruk en uit te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Verder die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat sien jy Jeremia? Hy antwoord, ek sien 'n amandeltak. Toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker om my woord te volbring. En die woord van die Here het vir 'n tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy Jeremia? En hy antwoord, ek sien 'n kokende pot wat van die noorde af kyk. Toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die aarde, van die land. Mag die Here die lesing van sy woord sê. Vader, die woord is deur en deur gelouter. En ek weet, Here, dat u woord geseënd is en dat ons geseën deur die woord. Ek bid, Here, vanmôre dat wat ek kan sê, dat die goedkeuring sal wegdra. Heilige Gees, ek weet sonder u kan ek niks doen nie, daarom vra ek, was my toe met krag uit die hoogste, en ek bid, Here, dat u sal spreek, net soos u wil met ons vanmôre. Wil u verheerlik word en verder vir ons kom seën, want ek bid dit in die naam van die Vader en van die Seun van die Heilige Gees en die God van die Here sê amen. Prys sy wonderlike naam. As daar nou een ding is wat die Engelse woord sê skillful, wat die mens in skillful is verskonings. Yes. Mense het skills as dit kom by verskonings maak.
is amper soos 'n aard vir baie mense. Hey Bishop, jy weet, gee my net die kans man, kyk ek wil net die ding, Bishop, ek gaan môre daai ding vir jou uitsort man. Gee my net kans man, verskoon my net man, dat ek net, you understand? Die woorde wil eens reguit kom hier. Ek wil nou eintlik daai gesê het, die doopie, but is alright. Soms is die kinders ook, ek praat oor die kinders verskonings. Verstaan? Mama, ek het klomp huiswerk om te doen. Ek kan nie nou die skottel goed was nie. Ek weet nie wie die anties waarvan praat ek. Ek kan nie nou niks later vra so vir dinge van jy wil dit nie doen nie. Is dit nie so nie? Excuses. Is dit so nie? Ja nee, maar moenie ding, julle weet nie waarvan praat ek nie. Ons weet waarvan praat ek. Baie mense maak excuses dat die stof dry. En dan soms, wanneer die Here ons roep, dan het ons baie excuses. Wanneer die Here ons roep tot 'n taak, dan het ons verskoning soos niemand dit weet nie. En ek wil vanmôre wil ek so 'n bietjie Jeremia se lewe ontbloot. En dat ons in ons eie lewe kyk. Dat ons maak so baie excuses om nie te doen wat die Here wil hê ons moet doen nie. Is dit so nie? Daar's baie van ons, ek is jammer om dit so te sê, jy jou verskoning laat gereed is in plek gesit. Hulle is georganiseerd met excuses. Is in plek gesit. Kyk vir Jeremia. Is 'n blote feit wat voor die oog is. Jeremia sit gereed met excuses vir die job wat die Here hom wil gee. Van die job wat hy kry, is 'n dangerous job. Ons doen dieselfde ding soms. En dat ons verskonings op verskonings. Ek gooi sommer oor WhatsApp. Pastoor en ouderlinge, ek maak 'n verskoning, ek kan nie vanaand by die vergadering wees nie, maar die Here weet, daar sê 'n verskoning, wat is die verskoning nie? Ek wil eens vra, wat is die verskoning nie? Want ek wil nie iemand nog verder in sonde val om te lieg nie. Excuses. It's a dangerous ding. En soos ons Jeremia se lewe sien, ons kan ons relate self soms tot Jeremia se lewe, wat ons verskoning soek om nie die stem van die Here te hoor nie, of wanneer die Here ons roep nie. Maar kom ek sê vir u, as jy Jeremia se lewe sien, elke verskoning wat hy gemaak het die Here belofte gegee. Kyk dit, lees dit met insig wat ek vanmôre vir u sê. Jy het nou so vinnig gelees deur dit, nee. Ek het dit gelees, ek het dit 4, 5 keer, 6 keer gelees, en ek kyk, vir elke situasie wat hy vir die Here 'n verskoning gemaak het die Here van 'n belofte gegee. Ek wil vanmôre vir u sê, en ek gaan my boodskap titel, hou op verskonings maak. Ek maak dit simpel vanmôre. Hou op om verskonings te maak. Die Here wil jou gebruik. Hoor jy wat ek sê? Hou op om verskonings te maak. Die Here wil jou gebruik. Hy sê, hoe gaan jy weet dat die Here kan jou gebruik as jy aanhou verskonings maak? Nou wat moet die Here maak? Gaan maar iemand anders vra van jy bly excuse me sir. Pas op dat jou naam nie nader aan excuse raak nie. En weet jy Brendan, waarom raak hoekom baie keer mense verskonings maak? Van hulle sien die taak wat hulle moet doen, lyk soms te veel eisend ou die.
Die Afrikaanse Engelse woord sê demanding mos, né? Ek hoop ek praat reg. Is dit demanding? En hier in Jeremia se lewe kan ons werklik waar sien in hoofstuk 1 vers 5 toe die Here met hom praat. Sê die Here vir hom, ek het jou geroep as 'n profeet vir die nasies. Luister wat 'n profeet. Luister wat as jy die begin van die verse lees, dan begin hulle praat van Jokam wat die priester. Is nie so nie? Jeremia kom uit 'n priester se huis uit. Maar hy word nie as 'n priester geroep nie. Hy word as 'n profeet geroep. Een wat die woord moet spreek. 'n Profeet was iemand wat uitverkore was en wat God gemagtig het om sy woord aan mense te verkondig. Jy weet, as 'n privilege daai. Hoe ek sê vir jou, is 'n privilege. As 'n privilege. En soms dink ons, ja, pastoor, doen jy dit maar. Doen jy dit maar. En ek gaan hierdie stuk uit Ester uithaal, waar Mordekai vir Ester iets sê. Weet jy nie, miskien is dit jy wat in hierdie tyd geroep is nie. Geroep is om sy woord te preek, om sy woord te verkondig, om sy woord te predik, of sy woord te openbaar. 'n Profeet, 'n profeet was iemand wat die woorde van die Here af ontvang het. Nou as jy 'n priester in daai tyd was, het jy geweet wat om te doen. Jy het die wet gehad. Jy het die rituals gehad. Jy het geweet wat moet jy doen, maar nie 'n profeet nie. Vandag word 'n profeet een ding, môre praat die Here met hom 'n ander ding, die volgende dag praat die Here met hom 'n ander ding, en sê vir hom, gaan sê dit. Nou soms as 'n priester praat hy beteken met individue, maar wanneer 'n profeet praat hy met 'n nasie. Hy spreek tot 'n volk. En Jeremia dink, hey, ek vir die mense, hy sê so, ag, Here, regtig, lyk ek hoor hom, ek nooit kan nie eens praat nie. Ai, bo, hoor wat sê vir ek kan nie praat nie, maar hy praat. So stupid soms oudies ons excuses. Ek probeer iets wys, Brandon. So soms dit is 'n related incident was met Moses self. Hy sê, Here, jy weet mos as jy nou wil lieg, Here, ek kan nie praat nie, verstaan jy? Here, dan kyk jy vir die houtjie wat 'n kans wie jy, hy dink ek is nou stupid, ek het hom gemaak, lyk ek weet nie wat gaan in hom aan nie, en ek weet nie wat ek om in hom gesit nie. Jy wil sê, nee, is fyn. Aaron, gaan saam met hom. Toe Aaron sê vir Aaron, hey, bly stil, wag, laat ek met die man praat. Hier sê die een wat nou net gesê, ek kan nie praat, hy sê, hey, bly jy stil, ek gaan praat met die man. Toe praat hy, laat Aaron hom amper moet stil, maar jy praat met 'n vrou, bly stil nou man. Jy het nou gesê, jy kan nie praat nie. Soms is die way ons excuses maak, om nie die demand of die opdrag wat die Here vir ons gee, om het uit te voer nie. En elkeen van ek en u het hy opdrag gekry, het maak nie saak hoe dit is nie, dit maak nie saak wat dit is nie, as die Here vir jou sê, spreek, dan moet jy spreek. Die profeet spreek in die hede, hy spreek in die hede, wat in die toekoms gaan plaasvind. Dit was sy werk, om die volk te oortuig te sê, dis wat die Here sê, dis die woord wat die Here sê, hy spreek in hulle sonde, hy spreek in dinge wat God nie tevrede is nie, en jy gaan sien waarom sê ek, dat die Here tevrede is nie, as jy verder wat gesê het, die tweede gesê wat hy gesien, 'n kokende pot, wat uit die noorde, in Israel se tyd het hulle sulke groot potte gehad, wat hulle gekook het of gewas het, so vir my het gelyk dat die pot het bietjie skeef gelê. Nou as hy pot gevul word, hy pot het sulke lips gehad, as hy pot omval, dan val alles wat binne is, die kooksel val uit. 'n Kokende pot, alles wat uitval, die oordeele, nou wat die Here wel daar gepraat het, uiteindelik vir Jeremia gesê, Babylon gaan Israel verower, die kokende pot uit die noorde uit, hy gaan, en toe word Israel in ballingskap geneem, omdat hulle nie geluister het wat die profeet gesê het nie. Excuses.
Maar kom ek sê vanmôre, die belofte wat die Here vir 'n mens gee, as jy sy opdrag uitvoer. En soms vrees ons. Maar ek wil vanmôre vra, luister as die Here jou roep. Luister as die Here met jou praat. Miskien is dit tye wat jy voel jy wil opgee. Nee, die ding gaan nie vir my werk nie. Luister, die Here het 'n belofte gemaak. Hy gaan met jou wees. Die Here sê, ek ken jou. Het hy vir Jeremia so gesê nie? Voordat jy nog gebore was? Nou as jy kyk na die woord, dan wil die Here eindelik vir Jeremia sê, ek ken jou. Ek het jou gekies. Ek het jou aangestel. Hoor jy wat ek sê? Ek ken jou. Ek het jou gekies. Ek het jou aangestel. Die Here sê, ek het jou op jou naam geroep. Op jou naam geroep. Jy is myne. Kom ek sê vanmôre vir u, God ken jou. Hy weet wat jy in jou het. Hy weet wat hy in jou geplaas het. Hy weet, ek wil nie praat van hy talent nie, maar hy weet die gawe toe die dag toe hom aanneem, het die gawe in jou ingeplaas. En jy sê, ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Ek kan nie praat nie. Die Here weet jy kan dit doen. Want hy het dit in jou geplaas om dit te kan doen. Hy ken jou. En wanneer jy swak is, dan is hy jou sterkte. Wanneer jy voel jy kan nie, dan is dit hy wat jou dra. Kyk maar verby in die Bybel. Ek wil eens, as so 'n klomp mense in die Bybel wat jy kan noem, wat excuses gehad het, maar die Here het hulle elke keer bewys. Kykie, ek is tot alles toe. Ek kan alles doen, man. En jy is tot alles toe in staat. Wat sê die Bybel? Deur die Here wat vir jou die krag gee. Hou op met verskonings. En doen die doel wat die Here vir jou gevra het. Ek dink as ek na Jesus se lewe kyk, moes hy as 'n profeet optree, van stad tot stad het hy gegaan, die woord verkondig, om mense te vertel, halleluja, sodat hulle kan verander, sodat hulle in die hemel nie kan misloop nie. Dit het hy deur en deur vir hulle gedoen. Jeremia se tweede verskoning was, my talent is onvoldoende. I'm inadequate. Is dit die Engels is 'n ander storie vir my, man. Engelse mense praat inadequate. Is dit reg? Inadequate. Is dit die woord? Die Engelse mense weet ook nie watter woord die lyk dit my, man. Dat ek maar niks sê nie. Onvoldoende. Dis wat hy gedoen het in vers 6. Hy sê ek kan nie praat nie. Toe wat maak die Here? Toe hy sê ek kan nie praat nie. Jy sien die Here gebruik nie soms daai manne wat so smooth talking is nie. Hulle sê soms oor die woorde. Verstaan jy? Hulle praat woorde en jy ook dink, "Hey, wat het die man nou gepraat?" Kan ek 'n voorbeeld maak? Het jy gesien wie het hom Zalo gekyk? Hè? Wel, as jy nie, ek kyk hom alleen. Hy die polisieman gesien. Hy man praat woorde, 'n woord wat ek vra, wat praat die ou nou? Ek wonder verstaan hy ooit wat hy praat, want hy woord is amper 25 letters lang. Die Here weet, is dit woorde wat hy aan mekaar sit en hy praat aan een. Smooth talking. Maar betuig sê, gaan nou man, ons weet nie wat van jy praat jou eie ding, wat jy wil sê. Dan lag hy vir sy eie ding wat hy voor praat. Nou dis wat hulle doen. Maar kom ek sê vir u, miskien voel jy vanmôre onvoldoende. Miskien voel jy vanmôre, Here, ek kan mos nie soos pastoor praat nie, man. Die Here wil nie jy moet soos ek praat nie. Hy wil daai eenvoudigheid van jou gebruik. En hoor wat ek wil sê, hy wil jou mond aanraak met die koolvuur van die altaar. Prys sy naam. Hy wil jou mond aanraak met die vuur van die altaar. Nie met klomp geletterdheid en wat ook al nie. Ek raak so 'n my soms as ek ou die koestel hulle gehoor preek dit.
Hoe die Here hulle mond met vuur van die altaar aanraak. Die oulik kan nie lees, hy sê vir hom, lees haar vir my die skrif, lees vir my, dan lees ek die skrif, hy sê, kan nie lees die skrif, dan maak hy die Bybel, dan sê, dan begin hy preek, 'n koel vuur op sy mond, sê die Here, sodat hy die woord van God kan predik, halleluja, ek remind my, een keer ons het 'n ou man hier in die kerk gehad, broer Webster, prys sy naam, die ou man as hy die woord gelees het, Brandon, hy lees die woord, as hy die woord gelees het, dan vat hy sy Bybel, hy sit hom onder die tafel, en dan begin hy die woord van die Here te preek, dan sit die Here sy woord in hom mond in. Halleluja. Om die woord te verkondig. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Kom ek sê vir jou, dit maak nie saak vanmôre hoe ongeletterd of hoe sê men, jy kan nie goed praat nie. Dit maak nie saak nie. Laat die Here toe om deur jou te werk. Gee vir die Here, dat sê Here, hier sê ek man, ek gaan nie verskonings maak nie. If you want to use me, Lord, you can use me. Take my mouth, Lord. Raak my mond aan. Praat deur my. Want God maak die belofte vir ek en nie. Ek sal my woorde in jou mond sit. Hoor wat ek sê? Die Here sê ek sal my woorde in jou mond sit. Jy worry baie keer te veel. Wat moet ek vir die mense sê? Jy moet God se gees toelaat om sy werk te doen. Sê Here, sit jou woord in my mond. Sit dit in my mond. Jy mag dat nie 'n voldoende talent het nie, maar jy die Here aan jou kan wat vir jou kan help en vir jou kan deurbring. Dis al wat jy moet weet. Die Here wil sy hand uitsteek en hy wil jou aanraak sodat jy dit kan gebruik wat hy wil hê. Hou op met verskonings. Dis my boodskap vanmôre. Hou op met verskonings. Nou wil ek hê die jongens moet luister wat ek sê. Hy maak nog 'n verskoning. Hy sê ek is te jonk. Nou weet ek nie, was hy ou 18 jaar oud of 20 jaar, weet nie wat is nou jonk nie, wat so nie. Verstaan jy? Ek weet nog nie eintlik wat was jonk nie. Maar ek vat dit uit die ek gaan dit uit die konteks uitvat van onervare. Kan ek uit daai konteks uitvat? Ek is onervare om dit wat jy nou vir my sê, vir die groot mens te sê. En nou stuur die Here die kind na die groot man toe. Wat gaan die groot man vir my sê? Ek moet vir hom sê, die Here sê jy moet keer. Of die Here sê dit en wat ook al. Wat gaan die oom dink van my? Halleluja. Paulus skryf vir die jong Timoteus 'n woord. Nou weet jy waartoe gaan ek, né? Hy skryf vir die jong Timoteus 'n woord. Hy sê vir hom, wees jy net 'n voorbeeld. Be an example. Be an example to the believers. Wees 'n voorbeeld wat sê aan die gelowiges in woord, in liefde, in wandel, in reinheid. Hy noem 5 dinge wat hy daar noem. As jy net, ek kan nou vir jou sê, groot mense hou jou dop. Jong mens, hoor wat ek vir jou sê, groot mense hou jou dop. As jy 'n lewe wandel soos Paulus vir Timoteus gesê het, gaan hulle nooit afkeer kry as jy op die regte pad loop nie. Hulle gaan hy woord aanvaar. Maar as hulle sien dat jou woord en jou wandel is 2 different dinge, dan gaan hy sê, jy moet nie met my kom nonsens praat nie. Moenie na jou jonkheid kyk nie. Moenie na daai jonkheid kyk nie, of ouderdom nie, of hy onervare nie. Doe net wat die Here van jou verwag. Lewe net wat die Here wil hê jy moet lewe. Rig jou lewe daarop toe. Kom ek sê vir jou een ding, jong mens, terwyl jy jonk is, as jy vry, jy kan doen wat jy wil, jy kan die woord predik wat jy wil, jy kan waargaan wat jy wil. Die dag wat jy getroud is, kan jy nie meer die dinge doen wat jy gedink het jy moet doen nie. Nou wil jy die dinge doen nou wat jy getroud is te laat. Want hoor wat ek jou sê, as jy aan toe gaan vra die auntie, waar toe gaan jy nou? Maar is dit nou al weer kerk?
Is dit alweer kerk? Is dit alweer? Dis hoe dit soms gaan. Maar terwyl jy jonk is en die woord van die Here kan predik en van die Here iets kan bedoel, ek wil vir jou sê, lewe jou lewe uit. Die jonkheid is miskien nietigheid, maar lewe dit uit van die Here en doen dit. Dis waar die Bybel sê, is dit in Prediker 12, ken die Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae aankom. Ek wil nog nie sê die huwelik is ongelukkig nie, voordat die ongelukkige dae aankom, waarin jy sê, ek het geen baie gehad nie. Here, sorry mense, maar ek het nie so bedoel nie, man. Nee man, Rendel, moenie so maak nie, man. Ai, bom, man. Doen vir die Here die beste wat jy kan doen. Ja man, doen die Here die beste. God gaan jou ervare maak. God gaan jou oprig. God gaan deur jou spreek, halleluja. Jy moet net, is die belofte wat die Here vir jou gee. Hy sê, ek is met jou. Het maak nie saak wat jy moet doen nie, ek is met jou. Daar was 'n jong man gewees, jammer dat ek bewys in die Ou Testament, ja, daar was 'n jong man gewees, maar die Here het hom gebruik, omdat hy available was, en homself bereid gestel het, om het te doen. Hy het gesê, is nie deur krag en geweld nie, asof Dawid sê, die saak is nie my saak nie, is die Here se saak, want is die Here wat die krag het, soos hy my die beer se bek uit die beer uit, en die leeu gered het, so sal hy my uit jou ook uit Goliat red. Het maak nie saak hoe groot, hoe giant die opdrag is wat die Here gee nie. God gaan vir jou deurdring, vanuit 'n belofte gemaak, ek is met jou, tot aan die volëindiging van hierdie aarde. So, don't make that excuse. The time is not right. Dis mos excuse wat baie jong mense gee. Die tyd is nog, wag is dat ek so 'n bietjie oud raak, en wat ook al, dan gaan ek wijksdienste loop nou wijksdienste, man. Ons is op jong ouderdom met ons die Here gedien. Dit is waarom ons kan staan in die akker en vas staan. Jong het ons gedien. 16, 17, 18 het ons gedien. Ons het die Here se naam groot gemaak. Ons was by die huisdiens. Ons het nog een keer, man, ons weet hoeveel huisdiens het ons nie gehad daai tyd nie. Pastoor, hopskim, man, hopskim. Dit kan miskien vir jou voel, dis 'n ongeleerdheid wat die Here na jou toe kom. Maar kom ek sê vanmôre vir jou, dienaar, die Here gaan jou nie alleen los nie. Ek sê vir jou klaar, dienaar, servant, die Here gaan jou nie alleen los nie. Nou is die aangename tyd. Nou is die tyd van welbehae. Nie môre nie. Nou. Hy's nou daar. So ek wil vanmôre sê, hou op met verskonings maak. Jy gaan my elke keer so uitroep hoor sê, hou op met verskonings maak. Ek gaan sommer sê, so die ou mense sê, stop it. Nou klink het sommer otherwise, stop it man, stop it. Jy hoef nie te worry, die Here het mos beloof hy gaan saam met ons wandel. Het hy nie so gesê nie? Kyk maar deur Jesus se lewe. As ek verwysing maak na, kyk maar deur Jesus se lewe. Elke keer het hy sy vader raadpleeg. Hulle het so 'n great relationship gehad. Hy was bang because hy het altyd met sy pa gepraat. Every time het hy met sy pa gepraat. Hy het gewandel, hy het hom op bestuis vir sy mense gesê, ek en my pa is. Altyd deur met sy vader gewandel, en elke opdrag wat hy van sy vader ontvang het, het hy gedoen. Dit is waarom hy kon sê in Johannes 17, die werk wat u my gegee het om te doen, is volbring. Dit staan. My werk is volbring. Al het hy geweet, dat is nog die laaste een wat hy moet doen, is om aan die kruis te sterwe, die ultimate job, het hy geweet, dat die evangelie wat verkondig was, wat ook al, gaan hy, en vir die vader gesê, dankie, ek het gedoen wat ek moes doen. Al wat die Here van jou vra is, kom. Al wat die Here van jou vra is, kom. Ek wil afsluit. Jy sien,
Een jaar, Louwelen was nog jong, lyk. Ek maak vis skoon. Ek lyk mas bankers. Hy is nice vir pickelvis. Ek het so groot geraak. Trek die velle af en maak skoon. Sit dit op die koerantpapier en wat ook al. Ek sê vir Louwelen, moenie vergeet nie, vat hy visgraat uit en gooi dit in die trom. Dis besig geraak met ander dinge, wat ook al. Besig geraak met ander dinge, die warm begin raak, toe begin ek die ryk te kry. Jy weet mos as visgrate begin droog raak, en hy goed te raak droog en begin het te ryk te gee. Ja, nee, ek weet ook van dit. Ek kyk en ek sien haar, ek sê, en nou Ellen, wat is die nou? Het ek net toe al vir jou gesê, ja, maar wat is fout? Ek sê, het ek net toe, ek sê, reik jy, hoe reik jy is? As jy daai tyd gedoen het, wat ek vir jou gesê het, en hy visgraat het toegemaak en weggegooi, sou die reik nie hier gewees het nie. Wie dit? Nee, ek het nie geklap nie, ek slaat sommer jong, ek slaan, because jy luister nie. Ek het dan vir jou gesê, om het nou te doen, het jy die uitwerking nie. Damage is done. Hoekom jy daai tyd geluister dat ek vir jou gesê het nie? Nou moet jy nou pak slaag kry oor het, want jy het nie gehoor nie. Dit is waarom het hy mense, as die Here roep, en vra soms, moet ek dan nou gaan? Daar is mos 'n verskoning, moet ek nou gaan, kan ek nie net toe gaan nie? Of môre nie? Ja, dit is ook een. Ken ek maar nie, hoekom ek nou gaan? Jy ken hy, hoekom nou my pa, jy sien dan nou, ek sê nou. Ken jy dink my pa? Ek sê nou. Nou my pa te dink gehad, jong, ek het maar sommer gemove as hy gepraat het, jong, nee, julle het nie so pas soos ek gehad nie. Dan staan hy, nou jy weet waar is West End, ons bly bo in soort, ek amper teen Windvogel, dan moet ek West End sy die size toe gaan, hy spoeg en sê, as die spoeg droog is, as die spoeg, hy praat nog, as die spoeg droog is, dan move ek, dan hardloop ek, deur die stoot, elke roodse bos, deur, windasem met, ek druk sommer die lyn in, wat ek moet kry en so aan te, om vinnig terug te kom, dan sê hy nog, sê jy lang gemaakt, nee, jy het lang gemaakt, maar West End is baie ver, dan moet jy hardloop in 'n skaalvoet, hardloop jy nog nie skoene uit het, maar jy hardloop by jou voete, horings in kry, jy moet sleep hardloop, dat hulle maar uitgaan, maar moet jy move. En as my pa gepraat het, nou, dan is dit nou. Die Here sê vir Jeremia, staan op en doen alles wat ek jou beveel het. Dis waarom ons soms, ons mis dit wat die Here vir ons wil gee. Ons mis dit wat die Here vir ons wil doen. Want ons react nie wanneer die Here praat nie. Ons wil react wanneer ons wil react. Ons wil dit doen wanneer ons dit wil doen. En dan verstaan jy nie, hoekom react die Here by die een wat gehoorsaam is deur jou wat ongehoorsaam is nie. Ek maak hierdie statement, delayed obedience is disobedience. Kan ek dit weer sê? Delayed obedience is disobedience. Because jy word nou gevra, as jy dit net wil doen, is te laat. Van as 'n rede waarom gesê word, doen dit nou. Daar's 'n rede waarom die Here sê, nou is die aangename tyd. Daar's 'n rede waarom die Here sê, ek stuur jou nou. Dit maak nie saak hoe die kokende pot gaan wees nie, of hoe die saak lyk nie. Jy moet vir die mense gaan sê, dit is wat ek van jou beveel. Nou is die aangename tyd. Hou op met verskonings. Kom ons sluit ons oë. Is daar iemand vanmôre wat sê, en Samson sê, Here, hier sê ek hou op nou met verskonings. Jy het gepraat met my, ek verstaan die woord,
Here sê ek nou. Gaan niemand vorentoe roep nie. Net jy moet daar staan en gaan saam bid. Sy enige een. Sy Here sê ek nou. Soms gaan ons deur 'n donker stryd. Al ons kragte die misluk, dan hoor ek die Heiland sê, ons is geroep vir 'n tyd soos die, vir 'n tyd. Kom ons sing dit weer 'n keer. Soms gaan ons, halleluja, deur 'n donker stryd. Al ons planne, die misluk, dan hoor ek die Heiland sê, ons is geroep, vir 'n tyd. Kom ons sing het. Oh, want ons is nie, waar ons wil wees nie. Oh, maar ook nie, waar ons was nie. Sy genade het ons gedra. Ons is geroep, vir 'n tyd soos want ons is nie, waar ons wil wees nie, maar ook nie, waar ons was nie. Sy genade het ons gedra. ons is geroep. Sing hy koros nog een keer saam. Sing hy koros nog een keer dan bid ons. Jo, want ons is nie, Maar ons is nie, waar ons wil wees nie, Here, maar ook nie, waar ons was nie. Sy genade het ons gedra. ons is geroep vir 'n tyd. Here, ons staan vanmôre. Here, ons is bewus, Here, dat U het ons geroep, Here. En soms maak ons so klomp verskonings. Ons dink so planne uit om nie dit te doen wat U wil hê ons moet doen nie. Maar liewe Here, ek bid vanmôre, help ons dat ons na U stem sal luister. En soms, Here, hoeveel eisend ook die opdrag mag klink, dat ons weet U het ons beloof, U sal met ons wees, no matter what. Hulle wat vanmôre staan, Here, wil ek in die besonders bid dat jy hulle ontmoet in die area wat hulle U nodig het. Ek weet, Here, is net U wat die werk in ons binneste kan doen. En o liewe Here, ek bid vanmôre, soos die pottebakker met die klei werk met ons, Here. Ons wil vanmôre stil sit en toelaat dat U werk in ons doen. Maar Here, ons op dieselfde oomblik wil ons opdaag en doen wat U wil hê ons moet doen. Word vanmôre verheerlik. Seën ons verder. Bid dit in Jesus naam. Amen. Sekretary. Oh, Sy genade het ons gedra. ons is geroep vir 'n tyd soos die. Vir 'n tyd Oh, soos ja, ons is nie, oh, waar ons wil wees nie, maar ook nie, waar ons was nie. Sy genade het ons gedra. Ons is geroep vir 'n tyd soos die. Amen, halleluja. Alle prys en eer aan ons hemelse Vader. Ek groet die bishop, die visie, elke ouderling, diaken, elke broer en elke suster in die onveranderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Calvin 1 kom Dinsdag aan by die kerk by mekaar om 6. Calvin 2 kom Dinsdag aan by ons ouderling Clarence se woning by mekaar.
Alcoa Park, Young Park, kom dinsdag aan by die Arnoldus woning by mekaar om number 6, Asher Street, Young Park by mekaar. Salt Lake Barcelona kom dinsdag aan by nommer 103 Renike Straat by mekaar. Dit is 'n oop deur by Suster Imelda om 7 uur. Acadia kom dinsdag aan by Suster Jean by mekaar om 7 uur. Fernwood Park kom dinsdag aan 7 uur by Evangelist Dion Isaacs en Suster Lucy by se woning by mekaar in Klein Skool. Sunday School poster. Sunday School het 'n drive, 'n sanitary drive aan. Sunday School poster. Sunday School wil graag vra dat julle saam met hulle handjies vat om te support met enige pads, toothpaste, roll-on, you know, die care packages wat hulle vir die skool gaan gee op die 28ste van hierdie maand. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die young adults om hulle announcement te doen. Baie dankie. Praise the Lord. Groete aan elke broer en suster op die kerkraad in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Net so aankondiging van die young adults se kant af. Ongelukkig moes ons Vrydag aan postpone due to weather en so forth. Maar ons kom by mekaar hierdie Vrydag wat kom by broer en suster Brandon George se woning. As daar is van julle wie transport niet, contact Leier Shanti, myself en broer George. Ons beoog om 6:30 te begin aan die kant, so skakel vroeg met ons, sodat ons kan reël om iets te kry, dat ons daar pragtige tydjies aan mekaar meneer die Here seën. Amen. Baie dankie, young adults. Is die youth supposed to ready? Youth ontmoet hierdie komende Vrydag 6 o'clock tot 8 o'clock by die kerk by mekaar. Hulle gaan praat oor overcoming challenges. Dit is 'n baie interessante topic en hulle vra graag dat julle al die kindertjies sal stuur en as u wil praat van die transport dan kan u in kontak kom met ons suster Candice wat die overseer is van die jeug. Brother Kevin Hendricks gaan die aankondiging maak namens die broers. Baie dankie. Goeiemôre, Bishop, juffrou, ouderlinge en die breë gemeente. Vir die manne is 'n uitnodiging. Waar is die manne? Waar is die broers? Waar is die broers? Ek dink vanoggend se boodskap was so gepas. Julle word uitgenooi volgende maand die 9de. Het ons jy bring, dan braai ons aan. Die venue is al klaar bespreek, so jy moet dit opdaag. Dan bring jy in ons braai. Die adres? Ek is nie so clever met die phone. Die adres is 56 Cherry Avenue, extension 34. Enige navraag, myself en die breë leierskap van die kerk, vra ons sal vir jou sê. Dankie. Baie dankie brothers. Ons gaan weer try vir die Sunday School se poster. Cut-off date vir die sanitary items sal wees volgende Sondag. Is julle 'n probleem het om te as julle 'n probleem het miskien om die goedjies bymekaar te kry nê? Julle kan die soepie kontak. Ons is willing om te kom haal by julle se woning, by julle se werk. Praat maar daar by die mense nê. Die mense is altyd willing om te sponsor wanneer dit kom by ons se jeug en ons se kindertjies nê. Ja, daar kan julle sien as 'n mooi prentjie daar van die seep en die pads, die tandeborsels, tandepastas en so voort. Die Sunday School sê baie dankie vir julle se ondersteuning daar nê. En dan die susters het gister 'n wonderlike tyd in die teenwoordigheid van die Allerhoogste gehad. So hulle wil graag hulle tydjie, hulle video's en prentjies so voort met julle deel en hulle sê baie dankie vir die Here because die Here was wonderlik gister. Baie dankie. Amen.
Baie dankie. Prys sy naam. Ons sê vir die Here baie dankie daarvoor. Ouers, maak maar seker en jy kry die kinders by die jeug, is exciting wat aangaan daar. Ek kom loer deur en deur in daarso. Ons wil graag nie jou kind moet geestelik agterbly nie. Praat met die leier. Something is, the atmosphere is shifting on that side. I can definitely say it. Prys sy naam. En ons glo dat die Here, ons het jong mense daar wat leiers is, en die Here is besig om hulle te develop daarso, en dit gaan goed daarso, so ons wil vra asseblief, dat die kinders aankom jeug toe, sowel as sonnaskool. Ek dink dat was 'n cry out vir die junior Sunday school, die kinders wat in die ouderdom groepe is, asseblief ouers, as die kind nog nie daar betrokke is nie, dan gaan ek vir u vra, waarom nog nie? So ek gaan nie weer preekie, hou op met verskonings. Dis al wat ek sê, hou op met verskonings, stuur die kinders aan, wanneer hulle sê, as ons verskonings, as die Shelton goed in die stuur die kind, ons gaan 'n plan maak. Ons weet as hy nie is nie, dan is hy nie, maar ons wil die kind hier hê. Maak 'n plan dat ons die kinders hier kry, kom in kontak met die leierskap, wat daar's die overseers daar oor die jeug, hulle het reeds gesê, praat, dat hulle kan luister, sodat die kind hier kan wees, sodat ons geestelike opvoeding vir die kinders kan is. Die young adults, die wat nog nie betrokke is, die baie mense wat nou betrokke is nie, daag op en staan uit. Young adults het uitgeroep ook vanmôre, sodat die daar ook is. Halleluja. Dit is ek wil net sê ons pliggie dat ons seker maak dat u geestelik groei. U is nie net hier om Sondag te sit, elke Sondag in die kerk en wag vir die Here om te kom op die wolke van die hemel nie. Klink dit nog snaaks wat ek nou sê? Moenie vir die Here sit en wag in die kerk tot hy kom nie. Die Bybel sê waak en bid. Dis so nie. Waak en bid. Hy waak is wees besig en bid. Prys sy wonderlike naam. Hou jou besig aan die gang sodat jy reg kan wees. Jy wil nie aanfit hemel toe gaan, jy moet fit wees. Amen. Prys sy naam. Ek praat nog van spiritual fit. Glory to God. So kry jy kinders daarso, die mamas wat ook hier in die paat is nog van die susters hier, jy moet paat raak van die susters. Amen. Prys die Here. Hou nou op met verskonings. Die Here het gepraat vanmôre met ons. So ons kom en ons daag op en ons doen wat die Here vir ons sê. Amen. Julle is nie kwaad vir my nie, né? Nog dieselfde liefde. Glory to God. Kom ons staan en gaan ons huis toe. Skryf maar vir my 'n brief as jy kwaad is. Is alright, ek gaan die brief self lees. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, het ons geseën. Vanmôre aanbidding saam met sy Here en dan self met U gepraat het met ons oor die woord. Ons wil bid Here dat die Heilige Gees die naprediker sal wees in elkeen van ons harte. En dat hierdie woord ons gedagte en sy hele wese sal verander, Here. En 'n ander nuwe uitsiening en perspektief het rondom ons lewens en Here die roeping waartoe die Here ons geroep het. Gee hierdie dag 'n geseënde dag verder, Here. En ek bid dat die vrede met elkeen sal wees terwyl ons op pad is na ons verskillende wonings wat ons verreis genade. Word verheerlik in Jesus naam. Ek dink aan hulle wat nie vanmôre hier is nie. Miskien wat nie lekker is nie, Here. Onderneem vanmôre. Raak aan met U reddende regterhand. Ons weet, Here, U is die God wat gesond maak en wie ook probleme kan oplos. Word dan vanmôre verheerlik. Die Here sal vir ons seën en die Here sal vir ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en die Here sal ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en ons vrede gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God die Vader, mag die gemeenskap van sy Heilige Gees met ons bly vanaf tot Jesus kom in Jesus naam. Volk van die Here wat glo, sê amen. God bless, geseënde dag.